the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. What would we wait? King of glory, flawless place. I just want to be with you. Just want to be with you. King of glory, flawless place. Just want to be with you. I just want to be with you. Yes, the world will bow and say you are God. Every man will bow and say you are King. So let's start right now. What would we wait? We will praise you now. Just wanna be with you. Oh, King of glory, oh, just wanna be with you. Just wanna be with you. So I'll sing hallelujah, oh, I'm I will dance in your presence, till you come again. So we'll sing hallelujah, till you come again. And we'll dance in your presence, till you come again. Oh, King of glory, flawless place. Just wanna be with you. Oh, just wanna be with you. I'm King of glory, flawless place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Van die Here wat op ons lewe veronderstel is om te wees. Maar ek wil hê dat jy moet begin, dat ons net begin vanmôre, dat jy net sal weet, dat God is 'n God wat sy kinders wil seën vanmôre. As ek praat vanmôre van seën, dan praat ek vanmôre van baie meer as rand en sent. Die evangelie van Jesus gaan nie oor geld nie. Jy kan maar amen sê op daai een. Kyk, kerke vandag, hulle neem 'n halfuur kollekte op in 10 minute woord. Die evangelie van Jesus is nie geld nie. Die evangelie van Jesus is saligheid deur geloof.
Die prys wat hy betaal het op Golgotha. En ek daarby sê ek nie dat die Here seën nie sy kinders nie, maar ek wil vandag vir jou sê dat daar's 'n groter aspek rondom seën as net rand en sent. Ek wil vir jou lees en ek gaan dit weer doen en ek het dit al gedoen en ek gaan dit heel waarskynlik weer doen en ek gaan vir jou lees Deuteronomium 28 die 2de vers. Ek weet net iemand het vanmôre nodig om hierdie boodskap te hoor vanmôre. Hy sê en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Ag, ek weet nie van jou nie, ek het ook al op 'n plek in my lewe gekom wat ek net wens, die seën van die Here wil my inhaal. Hierdie seëninge sal jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Die King James Version skryf, hy sê, it will overtake you. Dit sal jou inhardloop, dit sal jou oorweldig. Die 2020 vertaling sê, jy sal dit ontvang en dit sal jou deel word. Ek wil hê dat ook jy moet besef vanoggend dat die seën van die Here is ons deel. Die woord van die Here verklaar, is julle nog met my vanmôre? Kyk jy, ek kon nie oor die hel gepreek het, nee, smile net. Toe maar ek voel goed volgend. Genesis 26:29 verklaar hierdie woord. Hy sê, jy is nou eenmal die geseënde van die Here. Ag man, kan jy net vir iemand, Marius sê net gou vir Annelies, hy's 'n geseënde van die Here. Sê net gou vir die een naby jou, jy is vanmôre 'n geseënde van die Here. Ons moet begin, Malcolm, jy is 'n geseënde van die Here vanmôre. Hoen, jy's 'n geseënde van die Here. Meneer Parnell, jy's 'n geseënde van die Here vanmôre. Leon, jy's geseënd vanmôre. Ons moet die woord van die Here in positiwiteit en in krag begin bely en verklaar dat ek en jy is geseëndes. Andrei, jy's 'n geseënde van die Here vanmôre. Andrei, jy sal gaan van krag tot krag, want jy's 'n geseënde van die Here. Ek wil dit vanmôre, ons gaan nou by die woord, maar ek voel vanmôre hier's 'n autoriteit wat binne in my opstaan. Ek wil hê dat jy, Landa's nie hier nie, as hy was, is my salaris gehalveer vanmôre. Ag, dis 'n grap tussen my en haar. Maar ek wil hê dat jy moet weet vanmôre dat die Here het jou nie geroep sodat jy 'n vloerlap van die vyand kan wees nie. Hy het jou nie geroep sodat jy 'n slaansak kan wees nie. Hy het jou geroep, Zoya, om te wees meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Ag, sê dit gou net, sê vir jou vriendin, sy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat haar die krag gee vanmôre. Ek sal dit verklaar, al lyk die wolke donker, al lyk dit of die deure toegaan, al staan die duiwel op my stoep en raas, ek gaan, ekskuus as ek vanmôre 'n paar name noem, ek wil jou nie op die spot sit nie, ek wil net hê jy moet weet ek praat met jou ook vanmôre, ek gee nie om nie. Daar's 'n storie waarvoor ons so lief was toe ons wat ons gehoor het toe ons klein was, Rooikappie. Wie onthou vir Rooikappie? En Rooikappie, wat het eers die strooihuisie gesit? En die wat? Annelies sê, ek ken nie meer my stories. Nee man, dit was die 3, dit was Rooikappie wat in die woud gestap het. Daar is hy. En toe kom die wolf, ek is nou by hom. Daar is hy. En op 'n stadium, toe kom hulle by die eerste huisie, en wat het hulle gedoen? Kyk jy wie die huisie omgeblaas? Die wolf met die 3 varkies. As hy, okay, nou te kom. Luister hierso. Julle raak te oud, hulle noem dit 'n remix. Ek luister in die radio, nou ry ek op, nou sê die aanbieder op die radio, hulle gaan nou een van Karika Keesenkamp se liedere sing. Nou dink ek, leef sy nog? Maar, en ek maak my toe reg, sy gaan die lied sing van, dis 'n land van vreugde, so mooi.
Jene maar toe mix hulle daai lied. Nou hierdie is 'n remix. Maar in elk geval, dit was die 3 varkies wat in die huis gesit het. En toe staan die wolf voor die deur. Right, nou te kom. En hulle het voor die deur gestaan, die eerste huisie. En hulle het geblaas. En hulle het die huisie weggeblaas. Is ek reg nou? En die varkies het gehardloop na die tweede huis toe. Ek dink dit was toe 'n kleihuisie of 'n strooihuisie. En hulle het voor die deur gestaan en hulle het geblaas. En toe blaas hulle die huisie ook. En wat het gebeur? Weg is die huisie. En toe hardloop hulle na die baksteenhuis toe, nee. En toe het hulle geraas en geblaas. En hulle het geraas en hulle het geblaas, dat hulle wange so staan. En hulle kon nie die huisie wegblaas nie. Ek wil vanmôre wil ek net vir iemand sê, voor ons by die woord van die Here uitkom, die wolf kan op jou stoep staan, en hy kan raas, en hy kan blaas, as jy jou huis gebou is op die rotse, as jou huis gebou is op die koning van die koning, op die Here van die Here, dan sal jou huis, kan jou nie net hier vanmôre nie, jou huis is gebou op die rotse, jou huis sal staan, al raas hy, al blaas die vyand, al is hy vir jou kwaad, jy is vanmôre 'n geseënde, jy is vanmôre meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Ek is nie na by my boodskap nie, maar dis okay. Dis okay. Jy weet ons voel partykeer so dat die vyand wasvloer met ons. En ek is besig om huiswerk, ek is besig om in te studeer in 'n onderwerp in. Ek is altyd besig om verder in te studeer en ek is besig om in te studeer in die onderwerp van geestelike autoriteit. Want ek glo daar is geestelike autoriteit in die huis van God. En jy kan dinge kan jy motiveer en jy kan alles en jy kan laat goed voel en jy kan al die goed, maar op 'n stadium moet daar geestelike autoriteit ook wees. Daar moet geestelike autoriteit wees. Anders leer jy net om saam met goed te leef. Geestelike autoriteit haal daai goed uit jou lewe uit. Ek wil nie leer om saam met 'n duiwel te leef nie, ek wil van die ding ontslae raak. In plat Afrikaans. En ek lees en ek luister na kundiges op hierdie gebied en ek voel net vandag, ek wil dit net vir iemand deel, met dit vir iemand sê vanmôre wat net voel, maar ek is nie groot genoeg en ek is nie goed genoeg en ek is nie sterk genoeg en ons praat maar so, en ons apostolies is om lief te praat van ons levels en wat voel, ek is nie op daai level nie. En daar staan 'n senior prediker uit 'n hele paar erlewings wat hy hanteer het of wat onder sy bediening uitgebreek het. Ek gaan nou nie name noem vanmôre nie. En hy vat die mikrofoon en hy kan nie meer regop staan nie want hy was te bejaard. En hy lê so op die podium want hy kan regtig nie regop staan nie. Hy lê net so en hy sê, I want to tell you something. En ek gaan nou Afrikaans praat want my Engels is nie so mooi so Zoya's nie. Hy sê, die geringste, kerk hoor my gou, die geringste in die koninkryk van God, die geringste, met ander woorde ek en jy, die geringste in die koninkryk van God het gesag oor die werke van die vyand. Die geringste in die koninkryk het gesag oor die werke van die vyand. Kom ek sê vir jou wat ek en jy met vanmôre en ek weet nie kom praat. Toe kom lei die gees van die Here, maar jy nie die rigting nie. Want weet jy wat? Dit gaan nie vanmôre oor jou vermoë nie. Dit gaan nie vanmôre oor my vermoë nie. Weet jy waaroor gaan dit vanmôre? Die Bybel sê dat die seun van God is gekruisig. Hy het die bloed gestort. Hy het die vyand uitgeklee. Hy het hom oorwinne. Hy het hom in die openbaar verneder en hy het gesê, ek gee aan jou die mag om op slange en in skorpioene te trappe. Ek gee aan jou die mag oor al die werke van die vyand. Jou autoriteit,
die Gees van die Here maak nooit 'n fout nie, so kom ek gaan net aan vanmôre. Jou autoriteit is nie gekoppel aan 'n geestelike vlak nie. Jou autoriteit is gekoppel aan die bloed van Jesus. Jou autoriteit is gekoppel aan die feit dat ek en jou, dat ons siele is gered, ek en jy is verseël deur die Heilige Gees. Ons autoriteit, prys die naam van die Here, is jy bewus van sy teenwoordigheid vanmôre? Ons autoriteit is daarin. Prys die naam van die Here, dit is hier waar ek sukkel om my te gedra. Weet jy waaraan lê ons autoriteit vanmôre? Toe die Seun van God sy asem uitblaas op die heuwel van Golgotha, toe sê die Bybel, die voorhangsel het geskeur van bo tot onder. Dit sou letterlik 'n groot getal osse gevat het aan weerskante om daardie dik gordyn te skeer. Maar toe Jesus sterf, toe skeer daardie voorhangsel van bo tot onder. Hoekom? 'n Simbool dat ek en jy nie meer aan die buitekant hoef te staan nie, maar dat ek en jy deur sy genade toegang het om die Allerhoogste in te beweeg en met vrymoedigheid. Ek wil hê met my hoor, met vrymoedigheid die troon van genade kan nader, sodat ons hulp kan kry op die regte tyd. As dit werke was, het jy nie geloof nodig gehad nie. Die geloof bring die werke voor, maar werke bring nie geloof nie. Verstaan die verskil vanmôre? Kan jy vanmôre net vir iemand sê, jy is 'n geseënde van die Here vanmôre? Kan jy net vir iemand sê vanmôre, jy gaan nie toelaat dat die vyand verder met jou speel nie? Jy is nou eenmaal. Is jy nog met my vanmôre? Kom ek vertel nog iets, ek voel net die diens gaan in 'n ander rigting vanmôre. Ek kan beloof, volgende week sal ek vir jou, as die Here wil, 'n baie mooi geartikuleerde, uitgewerkte preekie hê, met 'n baie netjiese PowerPoint, maar dit lyk my nie gaan vanmôre gebeur nie. Jare terug is ek op die plaas. En ek is lief vir die landbou. Want dit is vir my 'n groot wonderwerk om te sien jy plant 'n pit of 'n ding en daar kom 'n pampoen op. Of sulke goed. Dit was vir my die mooiste iets gewees as ek in die oggend opstaan en ek sien daar in die skaapkraal, daar's 'n skaapie gebore of daar's 'n lammetjie of ek hou 'n volstruis eierdop en die pikke ding en hier's 'n koppie wat daar uitsteek en dis lewe. Dis lewe. Dit is vir my mooi. Dis hoekom ek hou nie daarvan om goed dood te maak. Dit is maklik om 'n ding dood te maak, maar hoe kry jy hom weer lewendig? Dis lewe. En ek onthou nou plant ons die rye gewasse so af. En dan het jy nou spuitpaaie gehad wat jy nou met die trekker ry met die balk spuit en dan spuit jy nou jou gewe en jou kunsmis en al daardie goed met die trekker want dit is net baie vinnig. Maar nou moet jy die spuitpaaie moet jy skoon hou. Want die onkruid in die bosse is nou geneig om daar in hierdie paaie te groei. Julle sal sien, as julle afry tussen die appelboorde, partykeer die gras staan so hoog. Jy moet die goed spuit, van die goed ontslaa raak of sny. En ons is besig en ek het 'n paar gewasse op die land en ek sal dit nooit vergeet en ek het baie lekker gelag, maar daar's 'n baie diep les daarin. En tussen die rye pampoene, die spuitpad was so 1.7 meter was die spuitpad gewees. En daai spuitpad is toe van hierdie julle ken nie die doringkies. Regte dorings, Karoo dorings. Maar dit lyk soos 'n grasperk van daai dorings. En dit is gebeur maar elke jaar en 'n
En ek en 'n span mense is besig met een van die ander gewasse en een van die manne wat daar werk. Ek sê vir hom, wil jy nie gou gaan vanoggend dan want hy is ook toe nou nie lus om saam met die ander span te werk en hy vra toe maar hy wil ook sommer gou hierdie goed spuit en ek dink dit is 'n goeie idee en ek sê vir hom, nou maar dis reg, gaan kry die goed. Dan gaan spuit jy gou die pad skoon. Dan spuit jy dit nou met 'n ding soos Roundup of iets wat nou al die goede doodmaak. En hy vra het vir my, waar is dit? En ek gee vir hom die sleutel van die goede. En hy stap en ek sê vir hom, onthou dit is die goed, dit is so, dit was nie Roundup, dit was 'n ander gif gewees. Dit is 'n groen goed. Maar ek gee vir hom die naam, want die man kan mos nou daarom lees en skryf van al die goede, en die man is daarop. En nou weet ek, as jy die oggend die goed gespuit het, hier teen 2, 3 uur, dan begin daai goed nou al, hulle het al see gekry. Mense, ek kom my middag by daai goed, dit maak niks. Daai goed maak niks. En 'n dag gaan verby, 'n 2 dae gaan verby. Daai goed groei. Daai dorings. Ek het in my lewe nog nie sulke dorings gesien nie. Daai dorings groei. En ek kan nie verstaan nie, die goed moes gevrek het, nou groei die goed. Ek sê vir die man, het jy toe die goed kom spuit? Ja, ek het dit goed gespuit. Ek sê, waarom het jy dit gespuit? Met die groen goed. Ek sê, gaan wys vir my die groen goed, waarom het jy dit gespuit? En om een of ander rede het die man nie gelees nie. En toe gaan vat hy nie die gif nie. Hy krap toe daar in 'n ander rak en hy kry vloeibare kunsmis. En hy spuit daar die doringlaning, vloeibare kunsmis. Toe groei daar die dorings. Toe lyk dit asof ek met die dorings boer, so groei daar die dorings. En weet jy, wat gebeur baie keer met my en jou as kinders van die Here? Ons gee die dorings in ons lewe kunsmis. Ons gee daar die negatiewe gedagtes in ons lewe, gee ons kunsmis. Ons gee daar die invluistering van die vyand in ons lewe, kunsmis. Ons gee daai negativiteit, gee ons kunsmis. Weet, en ons sit baie keer, weet jy, die vyand het 'n snaakse manier. Hy wag, soos met die Elia. Hy hou aan om jou te slaan. Ek praat dit met iemand vanmôre, ons gaan nou kerk hou. Hy werk, hy hou aan om jou so 'n pak te gee. Gaan nie waag nie. Hy hou aan om met jou moeilikheid te soek. Hy hou aan, so met jou moeilikheid te soek. Sê een ding, as op die ander ding, dis die ding en dis daai ding. En hy maak jou moeg en dit is die een gedagte en die ander gedagte totdat jy later voel, jy gaan sit en hy dag wanneer jy gaan sit het, dan begin hy vir jou te preek. Want weet jy wat is die probleem van 'n leuen? As jy 'n leuen, of kan ek sê 'n lieg, as jy 'n lieg lank genoeg hoor, dan glo jy hom. En hoeveel van die kinders van die Here het al glo al, hulle is mislukkings. Hoeveel kinders van die Here glo al, hulle gaan dit nie maak nie. Hoeveel kinders van die Here glo al, hulle verdien niks nie. Hoeveel van die kinders van die Here glo nie eers mee aan hulle saligheid nie. Kan ek jou vanmôre, ek weet die Heilige Gees het 'n ander plan met hierdie diens. Kan jy nie weer op 'n plek kom in jou lewe wat jy vir die duiwel sê, duiwel, jy is 'n leienaar nie. Duiwel, jy's 'n leienaar. Duiwel, ek wil vanmôre wil ek met iemand praat. Hou op om die doringlading in jou lewe kunsmis te gee, maar raak ontslae van die doringse. Psalm 33. Kan ek sê wat sê Psalm 33? Weet wat maak ek as die vyand my so takel? Dan haal ek dink is Psalm 33. Hy sê net hierdie woorde: smaak en sien dat die Here goed is. Smaak en sien dat die Here goed is. Ek baie keer, Marius, dan ry ek net, dan sê ek Malcolm, dan sê ek net, smaak en sien dat die Here goed is. Ander kere, as ek is nou nie veel van 'n sanger nie. So ek doen dit maar alleen. En Grabouw het vir my baie duidelik laat verstaan dat ek kan ook nie regtig dans nie. Maar Jennifer sal weet waarvan ek praat. Maar baie keer as ek so alleen is,
Onthou julle nog daai ou koortjies, Leon sal hom nog onthou, wat sê as ek dink aan die goedheid van die Jesus, as ek dink aan die goedheid van Jesus, en aan alles wat hy vir my doen, in my hart roep ek uit, halleluja, prys die Heer, hy red my siel. Kan ek vanmôre vir jou sê, ek wil dit net vir iemand sê vanmôre, ek bedien net profeties vanmôre, hou op dat die duiwel vir jou preek, hou op om daar die doorns kunsmis te gee, bely die grootheid, bely die goedheid van die Here en maak die naam van die Here groot, van lofprysinge en aanbidding, breek die jukke van die vyande, hy woon onder die lofsange van sy kinders. Jy's nie 'n mislukking nie, jy's nie 'n nederlaag nie, jy is nie 'n fout nie. Ek staan Vrydag aand gou vinnig, hier kom inloer by ons jong mense. Staan ek agter in die hoek, nou staan ek maar met my, hulle hier en ek staan daar dat hulle nie kan sien hoe uit ritme uit kyk dansie. Maar kyk nou daar die klomp jong mense, hulle sit die hele paar rye, hier sit hulle toe, jong mense, en hulle maak die naam van die Here groot, en Zoya is hier voor, en Jennifer is hier voor, skus ek wil julle nie op die spot sit nie, julle doen great werk, en die jong mense maak die naam van die Here groot, en dis net jong mense wat hier musiek maak, toe dink ek, wow, kyk daar die potensiaal, wat kan die Here nie met daar die jong mense doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kyk 'n bietjie na jouself, en dan sê jy vir jouself, wow, wat kan die Here nie met my doen nie, wat kan die Here nie met my doen nie, wat kan hy nie deur my doen nie. Maar moenie gaan sit, soos 'n Elia nie. Toe die vyand, ek gaan klaarmaak, want dit is iets wat ek wil doen vanmôre. Toe die vyand, toe die duiwel self, Jesus versoek het in die woestyn. Matteus 4, ek kan dit gaan lees. Kyk hierso, ek wil net vir jou sê vanmôre, ek gee nie om wat 'n vlak jy is nie, ek gee nie om hoe heilig en hoe veilig jy is nie. Ek wil vir jou sê vanmôre, as die duiwel nie eers vir Jesus gaan uitlos, gaan hy nie vir my en jou uitlos nie. Gaan nie vir my, ag, is net water. Hy gaan nie vir my en jou uitlos nie. Nou kom die vyand met sy leuns. Die vyand kom met sy leuns en hy bombardeer vir Jesus in die woestyn, of hy pla Jesus, of hy konfronteer hom, of hy versoek hom, hang af wat 'n definisie van die woord. En elke keer dan kyk die Here hom so, dan sê hy vir hom, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Ek wil vanmôre vir jou sê, sal jy nie ophou die leuns van die duiwel glo nie, en sal jy nie weer begin te glo wat in die woord van God staan nie. Sal jy nie weer begin glo wat in die woord van God staan nie. Ons sit vandag met mense, sukkel vandag met depressie, angstigheid, neerslagtigheid, negativiteit. Ons sit met 'n generasie wat moed opgegee het. Jong man sê vir my die week, hy sê vir my, man, hoekom moet ek iets doen? Daar is nie vir my werk nie, meneer. Ek wil vanmôre vir jou sê, sal ons nie weer begin te staan op die beloftes van God se woord nie. Sal ons nie weer, prys die naam van die Here, sal ons nie weer begin die aangesig van die Here soek wanneer die duiwel op sy lekkerste preek nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek praat met iemand vanmôre. Is miskien nie vir jou nie, as dit nie vir jou is nie, bid dan vir die persoon wat dit is. Ek wil vanmôre vir jou sê, oppas dat die vyand jou gebedstyd begin steel. Oppas dat die Here jou so seën, dat jy nie meer tyd het vir die Here nie.
oppas dat jy so neerslagtig raak, dat jy nie meer. Ek het dit al gesê en ek gaan dit weer sê en ek sê die goed altyd by die grootste respek. Nou die oggend, so rukkie terug het beleef ek 'n terugslag oor 'n sekere aangeleentheid en ek voel nie baie lekker daaroor nie. En ek voel regtig nie baie lekker daaroor nie. Want ek weet dat die vyand is kwaad en ek weet dat die Here is besig met dinge en die vyand en ek weet as die vyand my uithaal dan het hy 'n groot ding gewen en ek voel nie lekker nie. En ek kom sit hierso. Kom sit ek maar hierso en ek het nie regtig iets om te bid nie. Nou bid ek sê Here, ek is net eerlik vandag. En ek sê dit altyd met respek. Moenie dink ek is ligsinnig nie. Sê Here, ek is nie vandag baie goeie geselskap nie. Ek het nie regtig iets om te sê nie. Here, maar ek is hierso. Ek is hierso. Dan vat ek die woord, dan lees ek die woord. Dan sit ek vir my musiek aan. Maar ek gaan nie my gebedstyd afgee nie. Ek gaan nie, want dit is in jou tyd, saam met die Here, wat jy krag kry. Die Bybel sê, die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle kry nuwe krag. En baie keer so in jou gebedstyd, dan bid jy die antwoord op jou probleem uit. Baie keer in jou gebedstyd. Ek hou daar so 'n prentjie en ek is klaar. Ek weet nie met wie ek gepraat vanmôre nie, maar ek weet, ek het met iemand gepraat. Volgende week is daar weer 'n mooi boodskap. Ek beloof jou, as die Here my spaar of Here wil, maar ek sal dit nooit vergeet, ek kyk 'n prentjie. Dan is daar so uitgeteerde maarkat. Dan stap hy so na 'n kamer toe. Dan op die deur staan bidkamer. En dan gaan hy deur weer oop. Dan kom daar 'n leeu daar uitgestap. En baie keer gaan ons ook in ons gebedskamers in. Dan voel ons so maar en uitgeteer en swak, maar so bietjie saam met Jesus, so bietjie in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van God, hoor my vanmôre, ek bedien profeties vir jou vanmôre, moenie maar net bid om te bid nie, moenie maar net bid om 'n paar sinne te sê nie, moenie maar net bid om jou lysie klaar te bid nie, maar wanneer jy bid om deur, weet jy wat beteken dit nog, om deur te bid om deur te bid totdat jy voel, jy beweeg in die heerlikheid van die Here in, bid totdat jy voel, dat die Gees van die Here is besig om neer te daal, bid totdat jy by die soem van sy kleed uitkom, daar's 'n koortjie wat sê, bid maar deur, tot jy die antwoord kry, hoor my vanmôre, die Here roep, Gebou aanbiddingsentrum, om weer te bid, en deur te bid, sal die Here nie help, dat in die gemeente begin te bid, dat die heerlikheid van God op 'n Sondagmôre hier neersak nie, dit is dan, wanneer jy herlewing sal sien in Gebou. Op ons knieë, in die teenwoordigheid van die Here. Ek weet vanmôre, en as ek vra dat jy iets saam met my sê, ek disrespek jou nie. Ek dink ook nie jy's 2 jaar oud nie. Ek dink ook nie dis 'n kleuterskool bediening nie. Maar weet jy wat? Elke keer wanneer jy iets sê, spreek jy iets uit in die atmosfeer. Ag, wil jy nie net gou vir die een naby jou net weer sê, ek is 'n geseënde van die Here. Ek is 'n geseënde van die Here. Ek is 'n geseënde van die Here. Sê dit vir die naby jou. Ek het autoriteit in die naam van Jesus. Ek het autoriteit. Ag, wil jy nie net vir jouself sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee nie. Tel jou kop op. Tel jou kop op. Ek praat met iemand so wat ek in my gees ervaar. Jy's in die môre bang om uit jou bed uit te klim, want jy's nie meer lus vir jou dag nie. Ek wil vir jou sê, wat klim uit daai bed uit met vreugde en blydskap en kyk die lewe in die oë.
Moenie dat die vyand jou vreugde steel nie. Maar pastoor, hoe lank? Hoe lank gaan die vyand nog met my mors? Hoe lank gaan die vyand nog dit en dat? Hoe lank? Ek wil vanmôre vir jou sê, kan ek gou iets sê? Ek en jy behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan die Here. Ek sluit af met 'n laaste storie. Ek vra nie om verskoning vir vanmôre se diens nie, maar want ek ken die leiding van die Heilige Gees. Jakob, toe hy gebore is, ek mis my kind vanmôre. Ek wens my kind was hier. En hy's gebore met 'n verskriklike bos hare. Glo dit of nie? Verskriklike bos hare. En hy het letterlik oosters gelyk. Hy het half soos 'n ek weet nie, mens weet nie meer wat is politiek korrek om te sê nie. Ek wil nou sê hy het soos 'n Chinees gelyk, maar ek weet of ek dit mag sê nie. So ek sê hy het nou maar gelyk soos oosters. Maar hy het 'n vreeslike bos hare gehad. En dan staan ek en Annelie staan een keer op die lughawe. Op pad om iewers heen te vlieg en ek het hierdie mannetjie is nou toegedraai in 'n kombersie. En net die koppie steek uit met die verskriklike hare gehad. Boshare. Nou kyk, waar is daai foto's, maar hy gaan my nie vergewe as ek dit vir julle wys nie. En dan staan op die lughawe en daar was 'n, lyk my daar was 'n toergroep van Asië af of iewers. En dan kort, maar nou ons verstaan, hulle praat nie ons taal nie, ek praat nie hulle taal nie. Nou kort dan hardloop een van die vroutjies, hulle is mos maar klein mensies, vir meeste van hulle, dan hardloop hulle, dan trek hulle die kombersie so weg, en dan kyk hulle so vir Jaco, dan lag hulle en dan hardloop hulle. En dan kom die volgende een. Ons laat hulle toe nou maar begaan, want hulle dink toe nou maar seker die kind is mooi of snaaks of iets. Ek weet nie. Maar elke keer, wanneer iemand aangestap kom aanry, dan vat ek hy kombers 'n bietjie stywer vas. Want binne in hy kombers is my kind. Dis my kind. Dis my kind. Ek wil hê dat jy moet vanmôre, ek wil met iemand praat vanmôre. Die duiwel hardloop miskien ook so kort na jou toe. Hy kom krap ook miskien daar in die kombers, maar jy moet vanmôre weet, jy het 'n hemelse Vader wat jou dier gekoop het. En elke keer as die vyand so nader kom, dan hou hy jou so bietjie stywer vas, Bosja, en hy sê vir jou, moenie bekommerd wees nie, want jy behoort aan my. Jy is die gekoop deur die kosbaar bloed van die lam. Sê Here, die vyand is besig om met my te mors. Here, elkeen wat na hierdie uitsending kyk wat sê, dat die vyand is besig, dit lyk of die vyand besig is om te wen. Here, elkeen wat na hierdie uitsending kyk wat vanmôre sukkel, Here, met negativiteit, met angs, met depressie, met neerslagtigheid. Ek bid vanmôre, Here, vir elkeen wat voel, die lewe raak te veel. Ek bid vanmôre vir elkeen wat voel, dat daar's nie 'n uitkomkans nie. Ek bid vir elkeen wat voel hulle staan voor 'n toedeur. Ek bid vir elkeen wat nie weet wat om met die slegte nuus te doen nie. Ek wil vanmôre bid en verklaar dat hulle is geseëndes van die Here vanmôre. Ek wil vanmôre verklaar dat jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat jou die krag gee. En ek bid vanmôre in die naam van Jesus dat die elke ketting sal breek, dat die elke juk sal afval, dat die elke stem van die vyand sal stil maak. Ek bid vanmôre, Here, ek bid vanmôre vir getuienis op getuienis op getuienis wat gebore sal word ter ere van die naam bo elke naam, die naam van Jesus. Ag, as julle dit glo, kan julle die Here net 'n lofoffer gee. Oorwinning en deurbraak, oorwinning en deurbraak in die naam van Jesus.